Welkom terug en vandag is ons by les 45 en het sê, God is die geestesdenke waarmee ek dink. Implisiet in les 45 is die begrip dat dink 'n proses is. Dink is 'n aksie. 'n Gedagte is soos die verlede tyd van daardie aksie van dink. Maar dink self is dinamies. Dink gebeur. Dink is beweging, 'n vloeibare dans. Dit het beweging, dit het lewe. Gedagtes word nie teen mure opgehang in museums nie. Gedagtes is deel van 'n lewende, energieke vloei. 'n Vloei wat beeld, taal en gevoel insluit. Hierdie les vra ons om die moontlikheid te oorweeg, dat wat ons dink ons ware gedagtes is, eintlik nie is nie. En dit nooi ons om deur ondersoek en bedoeling verby daardie gedagtes te reik, na die geestesdenke waarmee ons saam met God dink. Die les erken dat dit uitdagend is. Dit kan verwarrend wees, dit kan selfs vreesaanjaend wees. Dit kan al hierdie dinge wees, en selfs meer. Maar verborge in hierdie les is daar 'n baie nuttige reël. Wat hier werklik van ons gevra word, is dat ons hierdie ervaring en hierdie soektog benader, asof ons 'n altaar nader. Nou, ek weet dat die woord altaar vir verskillende mense verskillende assosiasies het. Ek self bring nie meer baie tyd in kerke deur nie. Maar ek dink die kern hiervan is dat ons dit benader met 'n houding van dankbaarheid en nederigheid. Miskien ook met die besef dat ons nie die altaar gebou het nie, maar dat ander dit na vore gebring het. En so is daar 'n gevoel van deel, van eenwording. Soos die kursus sê, om te deel is om een te maak. Daar is dus daardie energie van stilte, van dankbaarheid, van rus en van oopmaak, om onsself toe te laat om gevind te word, om effens los te laat van die idee dat ons altyd verantwoordelik is vir die proses, en eenvoudig net aandagtig te wees. Soos wanneer jy 'n onbekende kerk binnekom, en jy wil respek, nederigheid en dankbaarheid toon vir die altaar wat daar is, en vir die een aan wie dit opgedra is. Vir my het hierdie houding baie gehelp in my beoefening van A Course in Miracles. Die wete dat daar 'n punt is waar ek self nie meer kan doen nie, en dat ek moet ontspan, moet toelaat dat die proses my dra en ontvou. Vir die ego is dit baie uitdagend, maar hierdie les nooi ons presies na daardie ervaring. Om los te laat, om toe te laat, om met dankbaarheid, eerbied en aandag 'n ontmoeting met God se geestesdenke te hê. Want uiteindelik probeer ons niks niets kry nie. Wat ons soek is reeds aan ons gegee. Dit is reeds hier. Ons weet dit in waarheid reeds. En daarom is dit goed om dit te nader, met 'n diep asemtuig, met sagtheid, met minder spanning en met meer dankbaarheid. Onthou om die les te oefen. Volg die lesse instruksies op ons webwerf. Dankie dat jy hier is. Vergewe, sien anders, leef in lig.